Goeiedag geliefdes, wat 'n voorreg is dit weer om u te groet, die heel eerste dag van 2026. Amen, die heel eerste dag in die nuwe jaar. Die heel eerste dag. En ja, hulle wie ek nou nog nie geluk gewens het nie, vandag 'n baie besige dag gehad, en maar ek wil vir julle ook so dan nog geluk wens. Amen. Met hierdie jaar waar ons ingegaan het. Die jaar met baie uitdagings, 'n jaar wat ek glo nie beter sal gaan soos wat ons graag wil hê nie, maar ons glo dat die Here ons deur hierdie jaar gaan dra. Wat vir my jy weet, gemoedsrus gee, is dat die Here is in beheer. Daar kan maar wat gebeur, mense kan maar wat sê, mense kan maar wat bespiegel. God is in beheer. Amen. En daar's absoluut niks wat niemand daaraan kan doen nie. Daar's 'n lied wat ons dese jare gesing het. If God is for us, who can be against us? Baie powerful worship song. En jy weet, dit bevestig net Apostel Paulus se uitroep in Romeine 8, waar hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Mense kan maar jou bespreek, mense kan maar vir jou uitmaak, mense kan wat van jou sê. As die Here nog niks gesê het nie, kan mense maar praat. En dit sal nie saak maak nie. Want die Here het in elk geval die laaste sê. Amen. Praise die naam van die Here. Die waar is, ek is nog op hierdie tema. Dit sal my boodskap vir hierdie jaar wees. Ek wil opkomende predikers, self as jy 'n gevestigde prediker is, jy is al jare in die bedryf. Let's deviate from the prosperity side of the gospel. Let's deviate from that and let's speak to the soul of our people. Ons mense het die Here nodig. Amen. Die ander goed van prosperity en daai goed sal agterna kom. Maar at first we need God. Amen. En dit moet ons boodskap en mandate boodskap wees in hierdie jaar. Dat bekering is 'n moed. Bekering is 'n moed. Matteus 3 vanaf vers 8. Praat die Here hier met ons Christene en hy wil ons in 'n mate hier reg help wanneer hy sê, jy kan saam met my lees Matteus 3 vers 8 en dit lees eenvoudig soos volg. En ek lees uit die 83 vertaling uit. En miskien gaan u Bybel dit anders te vertaal. Dit sê nie dis verkeerd nie, dis hoe u Bybel dit sê, maar dit sal klink soos hierdie. Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Amen. Wat sien ons in hierdie tyd? Dat
mense wie, jy weet, hulle lewe aan God gegee het, lewe soos mense wie nie aan God behoort nie. Onthou die skrif sê dat ek het julle op jou naam geroep en jy is myne. En wanneer God eienaarskap vat van jou, dan bedoel hy dit. Hy soek jou onverdeelde aandag. Dit is waarom mense nie verstaan wanneer hulle deur situasies gaan en dinge loop net verkeerd. Dan kan hulle nie verstaan hoekom dinge verkeerd loop nie. Het jy al vir jouself afgevra, is dit miskien omdat ek nie gehoorsaam is aan God se stem nie, gehoorsaam is aan God se woord nie? Het ek my al die vraag afgevra. En weet jy, mens moet godvrugtig gaan lewe. Mense moet jou kan sien. Apostel Paulus sê, julle is ope briewe en ons word gelees deur die wêreld. So jou optrede is een van die goed wat mense dophou. Die manier hoe jy praat, die manier hoe jy situasies adresseer, die manier hoe jy in konfliksituasies optree. Mense hou ons dop. En baie keer, my liewe vriende, kan u met my saam getuig en self saam praat en sê, ja, en baie keer faal ons in daardie opsigte. Ja, wanneer die konflikscenario's opstaan, dan trek ek gemaklik my bekeringsbaadjie uit en dan wil ek my menslike, jy weet, kragte tentoonstel in werklikheid, my liewe vriend, as jy besig om die vlees te trakteer, wie vir jou sê, luister, jy gaan nie met my mors nie, jy gaan nie met my familie mors nie, jy gaan nie doen net wat jy wil doen nie. Dit is wanneer die vlees opstaan en die vrug van die Gees afwesig raak. Nee, my liewe vriend, die Here sê uitdruklik, jy dra liewer die vrugte wat by die bekering pas, of dit 'n bewys is dat jy bekeer is. Hier in die 9de vers sê die Here, julle moet hulle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham se ons het Abraham se voorvaders nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Hoor wat sê 10de vers, die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Weereens hier 'n bewys of 'n voorsmaakie van wat die Here ons verwys na, as jy nie in God gaan wees nie, as jy nie 'n verhouding met die Here gaan hê nie, dan kan jy maar vir jou klaar maak, jy gaan in die poel van vuur gegooi word. Weereens word die hel hier na verwys. Ons kan nie, my liewe dierbares, ons kan nie dit waag om sonder die Here te sterwe nie. Mense praat baie goed. Mense sê baie goed. En wat vir my belangrik is wat mense sê. Is dit iets wat jy doen, want onthou Jesus homself was geblameer. Die rede vir Jesus se kruisiging was dat Jesus nie verkeerd was nie, maar omdat mense, jy weet, die verkeerd daarin gesien het. Jy weet, Jesus doen die regte ding. Jesus praat van die evangelie. Jesus maak mense gesond. Jesus red mense. Jesus
maak dooies, jy weet, laat wek dooies op. Jesus maak blinde se oë oop. Jesus maak dowe se ore oop. Hy doen die regte ding. En vir die regte ding word hy gekruisig. Eerder dit as om, jy weet, uitgekry te word as iemand wat op die kansel staan, die woord van die Here preek, maar 'n double standard life het. Eerder dit. Ek wil eerder, jy weet, onder die bus gegooi word vir die regte ding, vir die woord van die Here. Ek wil eerder in die tronk wees vir die regte ding. Ek het nie verkeerd gedoen, ek het nie gesteel nie, ek het nie dood gemaak nie, maar ek is in die tronk as gevolg van die prediking van die woord. Terloops, hier in Engeland is daar 'n Nigerian wat die evangelie bejaarde man, hy preek die evangelie op die hoeke van die strate. There's nothing wrong with that. Maar vir die wet is dit 'n probleem. Mense het gekla van jy weet, rusverstoring. Mense het gekla oor, omdat hy op die strate preek, vir hulle was dit 'n probleem. En die polisie het gekom, hulle het hom weggevat, hulle het hom gearresteer, maar hy het gebly hou, gee net my Bybel terug. Gee my Bybel terug. Because you need to address the problem that you see. And you must tell me what I'm doing wrong. En hulle kon hom nie verkeerd bewys nie. Hulle het hom weggevat en hulle het hom ver gaan aflaai. Hulle het hom nie eens polisiestasie toe gevat nie. Hulle het hom ver van die plekke waar die evangelie gepreek het hulle hom afgelaai. Sonder dat hy 'n sent het, moes hy nou weer terugkom. Hy moet op huis toe gaan. Maar in sy mind sê hy vir homself, luister, ek gaan terug waar ek was en ek gaan aanhou preek die evangelie op die plein. Weet jy, die Here is getrou. As die Here jou by 'n plek wil hê, dan maak die Here vir jou 'n plan. En die Here, hy het nie 'n sent nie, maar die Here stuur iemand om sy bus te betaal. En die bus lei hom by die plek af waar hy besig was met die evangelie. En toe hy daar afklim, begin hy maar weer die evangelie preek. En mense het maar net weggeloop. Maar jy sien, dit baat mense nie om weg te hardloop nie. You need to make a decision. And you need to hastily make that decision of changing your life. Om 'n besluit te maak om Christus in jou lewe te hê. Bekering is belangrik. Jy kan van bakboord na stuurboord hardloop. Die enigste manier om by God uit te kom is deur bekering. Jy sal jou moet bekeer. Jy sal jou lewe moet verander. No, but Pastor, I still need to enjoy my life. Enjoy your life. But don't cry out when death comes. And you feel that you are not ready. You've had all the opportunities. Daar was genoeg kanse gewees. But the silence was more important than God. Don't cry when death comes and you feel like you need another chance. Maar toe jy die kanse gehad het, die woord gehoor het jou hart verhard en gesê, no, I'm still enjoying my young life. It will be too late. It will be too late. Don't cry when your time is up. En daar nie meer geleentheid vir jou gaan wees om reg te maak nie. Luister hierso, daar's baie verkeerde boodskappe daar buite wat sê, nee, daar is vir jou weer 'n kans om reg te maak. Kom ek vertel vir u,
So 'n paar jaar gelede werk ek by korrektiewe dienste en werk nagskop en daar was een van die seniors daar wat wie die naweek in bevel was. En ons is in 'n dialoog ek gaan nie bekend maak by wat 'n kerk hy was nie, because this is not a church issue. This is a personal issue. You need to make a decision on your life. It is a personal decision-making issue. Jy het nodig om 'n keuse te maak en die pastor, die priester of wie ook al in wie jou leier is, kan nie daai besluit vir jou maak nie. En ons het 'n discussie oor die lewe na die dood. En jy weet, hy het daar klomp goed gepraat en gesê, okay, daar is weer 'n geleentheid by hulle kerk doen hulle dit, hulle kry 'n geleentheid waar hulle weer jou oproep en dan kan jy iemand anders vir jou part vergifnis doen. Of somehow praat jy as 'n gees deur hierdie persoon, something like that. En dan kan jy weer vergifnis kry vir jou oortredinge. Liewe dierbares, dit is die grootste myth. Dis die grootste leuen wat daar is. Daar is 'n leuen uit die put van die hel. Bybel is baie duidelik wanneer hy sê elke knie sal buig, elke tong sal bely dat hy Christus is. En jy weet, hierdie teks praat nie van wanneer jy dood is nie. Hy verwys na jou in die lewe, want dis die enigste tyd wat jy as mens kan praat en belydenis doen. En dit was die discussie gewees. En dit het my verbaas dat mense met grade agter hulle name hierdie verkeerde geloof of belief system het, dat wanneer jy gesterf het, weer terug kan kom om vergifnis te doen. Nee, jy kan nie weer terugkom nie. Ons is elkeen een dood geldig, so jy kan net belydenis doen wanneer jy lewe. Liewe dierbare vriende, ons moenie vir ons laat mislei deur jy weet, mense se belief system. Die woord is vir ons genoeg. Ons het net die woord nodig om ons guidance te gee. Alles wat ons nodig het is in die woord. Niks omtrent jouself, niks omtrent jou toekoms, niks omtrent jou suksesse gaan jy in 'n boek kry nie. Amen. Halleluja. 'n Magazine gaan nie jou toekoms vir jou uiteensit nie. Die system van die aarde om 'n goeie lewe te lei, moet jy jouself kan kwalifiseer in 'n sekere posisie. En daarvoor het jy studies nodig. So die studies gaan vir jou net baat om 'n goeie werk te kry. Maar die Here God is die persoon wie jou in stand hou, wie jou gestel gesond hou, wie jou die vermoë gee om op te staan, wie vir jou die krag gee om jy weet, by jou college of universiteit uit te kom. Dit is die Here wat jou in stand hou en vir jou die opportunity gee om 'n suksesvol lewe te lei. Moenie dat mense jou mislei deur die wollaar stories van hoe jy voorspoed en sukses kan bereik nie. Alles bewerk deur Christus. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal die Here byvoeg, amen, net wat jy wil hê. Hier in Matteus 9:13, liewe dierbares, bekering is belangrik.
Mense gaan baie goed sê, maar hoor die woord van die Here, bekering is belangrik. Sonder bekering gaan jy God nie sien nie. Jy gaan God nie sien nie. Dit maak nie saak wat wie sê nie. Ek sê vir jou vanaand, sonder bekering, as jy nie 'n belydenis gedoen het van jou oortredinge en God aanvaar het as jou God en jou verlosser nie, jou saligmaker nie, gaan jy hom nie sien nie. Amen. Hoor wat sê die Here hier in Matteus 9:13 en Markus 2:17 praat dieselfde ding. Kom ek lees, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dis die Here wat hier praat. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Duidelike woord. Amen. As jy 'n sondige lewe het, hier is die woord. En dis die Here wat praat. Hy sê, ek het nie gekom, die Here het nie gekom om mense wie hom aanbid, jy weet, te roep nie. Want hierdie mense is klaar verhouding met hom. Dit is jy wie in 'n sondige lewe is, wie God nie as jou Vader het nie, wie nodig het om hierdie woord te hoor. Jesus is baie duidelik, hy sê, ek het gekom vir sondaars. Amen. Daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat ek toe ek groot word, toe hoor ek my pa speel, sing hierdie koortjie, hy het altyd die Trekrivier so lekker gespeel, dan sing hulle hierdie koortjie, soek die wat verlore is, roep die wat slaap. Amen. Want Jesus is wonderbaar, Jesus alleen. Nou, as dit die verhaal is, dat die Here mense soek wie verlore is, dat hy vir daai rede gekom het, vir hulle wie in sonde lewe, sodat hulle redding kon kry. Liewe vriend, dan moet jy geëerd wees, want vir jou oortreding, volgens die skrif, kom ons lees, Jesaja 53, hy was vir jou oortreding, was hy deurboor. Kom ons lees, ek lees die 83 vertaling soos ek sê. Wie sal glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitgesprei soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag, hoor, en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Hierdie proses het hy deurgemaak vir my en vir jou. Dis waarom die Here hier in Matteus sê dat ek het gekom vir sondaars en nie vir hulle wie in verhouding is met hom nie. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog, hoor die woord van die Here. Tog het hy ons lyding, wonderlik, op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ja, is dit nie wonderlik nie? Ek voel geëerd dat daar iemand bereidwillig gewees het om vir my sondes te sterwe. Tog, hoor jy, het hy ons lyding, dit wat jy moes deurgemaak het,
Die vernedering wat jy moes deurgemaak het hy op hom geneem. Amen. So maak nie saak wat mense van jou sê nie. Maak nie saak wat mense dink van jou nie. Die Here het al daai goed op hom geneem. Ons siektes, hoor jy, het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Hoor hier, oor ons oortredinge, liewe vriende, jy moet jou skaam as jy nog nie by Christus uitgekom het nie. Jy moet bekommerd wees as jy nog nie die erns van die saak erken nie. Hoor jy, oor ons oortredinge is hy deurboor. Jy weet, hy het my sondes gevat, my siektes gevat, my oortredinge gevat, en hy was vasgenaal aan die kruis. Hierdie oortredinge is saam met hom vasgenaal aan die kruis. Weet jy wat? Hy het sonde geword, sodat ons redding kon kry. Halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid, wat 'n, jy weet, voorreg om te weet, dat daar iemand was, wat vir my kon sterwe het. Dat het nooit gegaan oor jou mooi voorkoms nie. Dit het nie gegaan oor jou outfits nie. Dit was nooit, jy weet, te sprake gewees van hoe jy praat en hoe jy jouself, jy weet, tentoonstel nie. Maar dit het gegaan oor jou siel. Amen. Hy was deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Ja, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde, nie deur my wonde nie, jou wonde nie, nee, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. My liewe vriend, ek is klaar vir vanaand. Ek los weer 'n vraag by u vanaand. As jy tevrede is met hoe jou lewe tot nou is, jy was sonder Christus, but you okay? Ek het gelees nou Jesaja 53 en dit wat Jesus Christus, of dit wat geprofeteer was 700 jaar voor sy geboorte, en wat hy op die einde van die dag deurgemaak het, sodat ek en jy verlossing kon kry. As dit die geval is, hoe sal ek hom nog wil weer? Hoe sal ek nee sê vir iemand wie sy lewe afgegee het? Hy kon gesê het, nee, dit is nie vir my nodig om, nee, die lewe is te lekker. Nooit gesien nie. Nooit nie. Liewe vriend, hy is ons verskonings. Jesus Christus het nie opsies gehad nie. Hy was gestuur om te sterwe, sodat ek en jy verlossing en redding kon kry. Pastoor, no, but, ja man, die lewe is dan nou eers lekker. Die lewe gaat dan nou eers, jy weet, nice, het gaat nou eers nice time wees. Ja, ek het sommer die nuwe jaar ingegaan, nice time. Weet jy wat? Terwyl jy lekker nice time gehad het, was daar iemand wie sy lewe afgelê het. Iemand wie moontlik sonder God gesterf het vandag. Iemand wie graag in die lewe wou gewees het, soos wat jy hom nou vanaand het. Daar was vanaand iemand in die hospitaal wat uitgeroep het, Here, help my. Hier verwys jy na nog nice time. My liewe vriende, hy was deurboor, sodat ek en jy verlossing kon kry. Hy het ons sonde op hom gevat.
op pad na Golgotha hemel, het hy nie vir een moment gekerm en gekla nie, dat die kruis is zwaar. Nee, die pak was te veel. My lyf was seer. Nee, hy het nie vir een oomblik het hy gekla nie. Want hy het geweet wat sy purpose was. My liewe vriend, vanaand is al weer 'n geleentheid. Ek kom weer terug en ons gaan aanpraat oor waarom bekering nodig is. In hierdie jaar, dit mag vir jou mooi lyk. Die jaar is onseker, ons weet nie hoe hy gaan uitdraai nie. Baie goed gaan gebeur in hierdie jaar. Baie goed. Sommige gaan vir jou bevoordeel, maar daar's ander wat vir jou gaan benadeel. Ons weet nie hoe die jaar vir ons hoe die uitkyk van hierdie lewe vir hierdie jaar gaan wees nie. Wat vir my en jou belangrik is, die vraag is, het jy vrede gesluit met Jesus? Want op die einde van die dag, weet jy, gaan ons blootgestel word aan al hierdie negatiewe goed in hierdie lewe. Maar as ons Christus het, is daar iemand aan wie ek my storie kan vertel. Ek kan met hom kla. Ek kan met hom praat oor die ongeregtigheid. Ek kan met hom praat oor die onregverdigheid. Die Here alleen kan vir ons iets moois doen. Wat is jou antwoord vanaand? Gaan jy God 'n geleentheid gee, of gaan jy nog wag? Uitstel kan vir jou te laat word. Tot ons weer met mekaar praat. Be glorified. Onthou dit die Here wat jou kan vrymaak. Niemand anders nie. Praise the Lord.